good morning. Hartlike goeiemôre. Ons is so bly julle het besluit om weer eens hierdie oggend saam met ons te begin. Absolutely. It's another chilly morning here in Pretoria, but Tace doesn't seem to mind because he loves cold, hard cash. Môre, Tace? Hoorie so nee. Wat was daai Steve Austin of iets een van daai ouens wat op WWE ook mos so kaal koppie was, net ook hulle net so. Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin. That was the one. Daai is indrukwekkend. Ek sou egter meer beïndruk gewees het as jy 'n sonbril ook gedra het. Next time. Kry dit volgende keer reg asseblief. Definitief. Maar baie welkom aan jou. Nou daar is baie waarna jy vandag kan uitsien wat hierdie program betref. Die wêreld se sterkste man, Reyno Nel, kom kuier by ons. Ons gaan teater toe, saam met die geselskap van die Matilda musiekblyspel en die sanger Marie Bosman kom gesels oor haar nuwe enkelsnit. Maar Rosanne, daar's ook 'n gesprek waarna jy persoonlik baie uitsien. Ja, Dr. Tine Smit kom in om met ons te gesels oor bariatriese chirurgie en ek sien regtig uit om sy mening en sy kundigheid oor die onderwerp te kry. So ek sien uit. Het ek 'n nuwe woord geleer, bariatriese. Ja. Fancy, kan nie wag om daai ene te hoor nie. Nou ja, jy kan ook saam gesels. Al wat jy moet doen is stuur net vir ons 'n WhatsApp. Hoe doen jy dit? Jy hou vir jou 'n lekker stewige koppie koffie in die hand. Kyk na die QR-kode op die skerm, skandeer hom en ons weet en laat hoor 'n bietjie van jou. Goed, julle 'n baie belangrike vraag en elkeen van julle gaan dit moet beantwoord. So hou dit maar kort en kragtig. Maar wat sou julle gedoen het as julle die lotto moes wen? Tuis, ons begin vandag by jou. Yes. O, jy het hom reeds gewen. Dis is die ding. Dit is die ding. Dit gaan so goed met my, ek speel die lotto nommers as prysverkeer. Ek word nog altyd gesê, ek het eintlik gekans. Ja, ek dink dit is 'n interessante vraag. Ek speel nie eintlik lotto nie, so maar ja, ek dink ek sal 'n bietjie teruggee uit die hart van die saak, want dit is geld wat jy nou maar gekry het van nêrens af nie. Ek sal definitief belasting betaal en natuurlik jy weet dan die res maar slim aanwend. Ja. Ek sou reis. Eiland na eiland na eiland na eiland. My nommer dalk ook verander. Sodat ek nooit weer te werk nie. Ek sal redelik stil wees daaroor. Ek sal dit gaan lê by iemand wat redelik baie opinies gee. En as ek dan nou advies moet kry, dan sal ek nou maar 'n randjie daarvoor betaal. Maak 'n afspraak. Ja. Maar verder, ek gaan maar net stil wees en net wegraak. Julle gaan my sien, dan sê ek vir julle goeiemôre, is 'n lekker middag hier vanaand. Ons sal nou weet. As En dit jy? gebeur. Ek gaan saam met jou reis, dink ek. Dankie. En dan sal ek 'n deel daarvan gebruik om 'n plek te koop om al die verlore diertjies te kan huisves. Veral katte. Ja. Katte, honde, nie duwe nie. Jammer vir diegene wat Ons sal vir jou duwe ingeskakel is en opsit. van duwe hou. Ek dink dit is 'n interessante storie. So kom ek gee vir julle 'n bietjie agtergrond raak en hoekom ek nou hierdie vraag gevra het. Want ek wil julle graag vertel van 'n interessante storie. 'n Kanadese man, Lawrence Campbell van Winnipeg, beweer hy het die lotery gewen, maar toe het sy vriendin, Crystal McKay, die geld gaan eis en hom daarna eenvoudig geghost. Oh no. Ons weet mos nou al die tyd wat dit beteken. So volgens Campbell het hy die wenkaartjie gekoop wat 5 miljoen Kanadese dollar werd was. Omdat hy sy ID en beursie verloor het, kon hy self nie die prys eis nie. So McKay het dit namens hom gedoen. McKay het binne 2 weke na die uitbetaling verdwyn en hom glad nie meer gekontak nie. Campbell beweer hy het haar later by 'n ander man gevind en sy het hom daarna op sosiale media geblok en selfs 'n beskermingsbevel teen hom gekry. Tuis lag lekker. Hy het gesê hulle was in 'n toegewyde en ernstige verhouding en het self saam gewoon. Nou dagvaar hy haar as ook die loteryorganisasie om sy deel van die geld terug te kry. Die kaartjie was in haar naam geregistreer, maar Campbell sê hulle het ooreengekom dit was syne omdat hy dit betaal het. Dis 'n tamaletjie. What do they say in the States? Possession is 9/10 of the law. She had the ticket, he didn't. I'm not saying what she did was right, maar sy het die kaartjie gehad en sy het haar kans gesien en sy het hom gevat. Tuis lag lekker, baie wel. lekker. Sy moet net die regte ding doen. Jy weet, eenvoudig om te sê, hoorie. 50 randjies vir jou. Dan het hy was so seker die hele tyd Is jou gekry. deel. Hier is die geld wat jy betaal het vir die kaartjies. Wat het ons geleer, Pieter? Sorg dat jy jou kaartjie byderhand hou. Ja.
as jy lotto speel? Dat jy sy. dit self kan gaan opeis. En moenie jou beursie verloor nie. Thys Pieter, hoeveel pull-ups kan jy doen? Ek dink ek gaan nou 1 of 2 of 3 kan doen. As ek by 5 uitkom, gaan ek vir myself 'n baie groot tap op die skouer gee. Ja, Elsa? Geen. Geen. Die Geen rede krag hoekom ek nou gewerk. hierdie vra is omdat 'n vrou, Olivia Vincent van Australië, sy's 34, sy het 'n nuwe Guinness wêreldrekord opgestel toe sy 7079 pull-ups in 24 uur voltooi het. Nou dit is amper dubbel die vorige rekord van 4081. Vincent het gesê haar man en afrigter het die idee voorgestel en sy het hierdie rekord gebreek. Al het sy was honger, sy was naar, sy het 'n bicepbesering gehad en sy het net aangehou en aangehou. En dit herinner my eintlik aan 'n TikTok wat ek gesien het. Dit is maande terug. This is two like podcast bros just sitting and having a chat and the sound is, oh, statistically, how many pull-ups do you think a lady can do? And so a lot of like kind of very fit and gymming ladies have gone and used that audio and then shown how many they can do. Ek dink nie dat baie mense 7079 kan doen in 24 uur nie. Maar ek wil jou nie rede val want ek dink jy kan nogal 'n paar van hulle doen. Een op 'n slag. Ek kan nie like I can do like one strict pull-up and So jy then sal ten minste 24 kan doen. Presies. Dankie. So ons ons het 'n video van Olivia Vincent wat hierdie werkrekord opgestel het. Kom ons kyk 'n bietjie hierna. Ja. O, gat. Dit is 'n goeie rekord. Hierdie is 'n lekker rekord. Hierdie is 'n goeie rekord. Dit is 'n rekord wat ek dink ek sou kon breek. Nee, ek is bly. Ek is bly die Gremlins het ingekom. Ja, dit lyk vir 'n beter rekord. Pieter, dit is eintlik 'n storie wat jy vir ons genoem het, né? Oh, maar Dis nou nogal 'n ander storie. Kyk net al daai genigtig ouens. Hoorie is dit wat noem 'n mens dit? Ja. vinnigste burrito. Sy het daai burrito geëet in net oor die 31 sekondes. So dit is 'n hele ander rekord wat Ja, nou right, cool. van Ja, maar sprake ons- is. Ek dink die arme vrou wat gehoor het ons praat van haar pull-up rekords en so, het skielik net besef hoe honger sy word en hoe honger sy geword het. Jy het gesê sy's honger, sy's naar. Toe jy ons net gou 'n ligpuntjie daar. Dis die lekker van regstreekse televisie. Dit is hoor. Ons gaan daai burrito rekord nog 'n bietjie later gesels, maar ek dink ek kan dalk 1 of 2 van daai burritos kap sommer nou. Ja Want nee, ons as jy staan vir my so wil vroeg vra op. oor die burritos, meer as die pull-ups. Meer as die pull-ups. Goeiemôre, good morning. Julle kan saam met ons gesels op sosiale media. Laat weet ons, is dit 'n burrito rekord wat jy sal kan opstel of dalk 'n pull-up rekord? Ons hoor graag van jou. Gaan volg ons op Instagram, Facebook, ons is ook op X. Ons gesels net hierna verder. Ons Is hier nie ook 'n rekord wat ons kan, hè? Net so lekker, die dansie rekord, die goeiemôre dansie. Sy baie dankie. Die file is besig om af te kom vanoggend, maar ons gaan daai burrito rekord nog lekker bespreek bietjie later. So maak seker jy bly ingeskakel op Goeiemôre, good morning.